'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Welkom by week 5 van 'n lewe verander. Verlede week het ons saam gesels oor hoe stap ons die pad saam met ander en vanaand gesels ons oor servant evangelism. Ek en Fransja was gister in Stellenbosch en terwyl ons in die pad afstap, hoor ons 'n man wat besig is om te skree. Ek kon nie uitmaak wat hy sê nie en ek het aangeneem dat dit een of ander riot is wat besig is om te begin, want dit klink asof hy besig is om mense op te roep tot iets. Toe ons nader kom, sien ons hierdie man wat oorkant die restaurantjies van Stellenbosch besig is om te skree, "The King is coming! Give your life to Jesus! You must repent now!" Ek wonder toe oor hoe effektief hierdie man is, want dit lyk vir my asof die mense in die restaurante besig is om eintlik 'n bespotting van die man te maak. Nou, ons gesels al vir 4 tot 5 weke oor evangelisasie en jy het hierdie woord gehoor en miskien is dit een van die prentjies wat jy in jou gedagtes gehad het. Dat God van jou verwag om op die straathoeke te gaan staan en te skree, "The King is coming, give your life to Jesus today." Maar vanaand wil ek jou vertel van 'n ander soort evangelisasie. 'n Soort evangelisasie wat ek glo in die hart van Jesus gebore is en wat Jesus self kom doen het en wat hy vir ons kom leer het. En dit is eenvoudig om ander mense te dien. Die rede waarom hierdie vorm van evangelisasie so effektief is omdat mense eerder bereid is om te luister wanneer ek hulle soos 'n vriend behandel. Daar's 'n bekende spreekwoord wat sê, "People don't care how much you know until they know how much you care." En is dit nie waar nie? Mense gee eers om oor of 'n persoon besig is om regtig na my hart en na my belange om te sien, voor hulle bereid is om hulle harte oop te maak om te luister. Dink aan wat Jesus gedoen het. Jesus het in gemeenskappe ingegaan, hy het mense kos gegee, hy het siektes genees, hy het hulle direkte behoefte daar aangespreek en deur hulle behoefte aan te spreek, het hy seggenskap of autoriteit in hulle lewe gekry. In Filippense 2 vers 5 tot 8 lees ons dat Jesus dieselfde gestalte van 'n diensknegt, van 'n slaaf aangeneem het, hy wat die koning van die heelal is, om vir ons so die goeie nuus te bring. En wanneer ek besig is om mense te dien, is ek besig om so hulle harte aan te raak, soos wat Jesus hulle harte aangeraak het. Die godsdienstige leiers van die tyd, van Jesus se tyd, het mense probeer oortuig van hulle standpunte, deur slim redenasies te gebruik, deur allerhande intellektuele dinge te probeer sê en slim te probeer klink, terwyl Jesus 'n heel ander roete gevolg het. Jesus het eenvoudig mense gedien. Hy was eenvoudig daar gewees vir hulle en op hierdie manier kon hy inspraak in hulle lewe kry. Sien, in die wêreld waarin ons leef, het mense 'n baie negatiewe persepsie oor Christene. Daar's baie mense wat rondloop, wat seer gekry het in die kerk, wat nie meer die waarheid van die evangelie glo nie. En wanneer ons besig is om prakties vir mense te wys hoe lyk Christendom, is ons stukkie vir stukkie besig om hierdie persepsie te verander. Dit is asof ons 'n tipe strategie kan uitrol en kan sê, hierdie is die manier hoe ons mense gaan oortuig en is so eenvoudig so show and tell. Eers show ons hulle, eers wys ons hulle hoe werk Jesus se liefde, eers wys ons vir hulle dat hulle belangrik is, eers wys ons vir hulle dat hulle behoeftes belangrik is en daarna gaan ons oor in die vertel. En die vertel is belangrik, dit is belangrik dat mense die waarheid hoor, maar dit is belangrik om eers deur te wys mense so in te trek. Jy sien, ons dink baie keer aan evangelisasie as dat dit daai een redenasie is, daai een intellektuele oortuiging wat ons doen is, wat mense swaai van ongelowige na gelowige toe. Maar eintlik as ek na Paulus luister, vertel hy 'n heel ander storie. Paulus praat in 2 Korintiërs en dan sê hy, ek het gesaai, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Dis asof Paulus vir ons wil kom vertel dat die hele beweging van ongelowige na gelowige 'n proses is, 'n reis is, en wanneer ons besig is om in mense se lewe in te saai deur die dade wat ons doen, is jy 'n stukkie op iemand se reis, en selfs al sien jy nie die oes op die dag wat jy besig is om te dien, kan jy verseker weet,
God gebruik hierdie daad van diens terwyl jy besig is om te dien. So wat bly dan oor vir ons vanaand en van julle as groep oor vanaand? Wat is die uitdaging wat op julle harte druk? Die eerste is, gesels 'n bietjie saam oor wat in julle gemeenskap julle as behoeftes raak sien wat julle kan aanspreek. Miskien het jy 'n spesifieke professionele beroep, jy's 'n dokter, jy's 'n prokureur, jy's 'n rekenmeester, jy's 'n motorwerktuigkundige en jy kan 1 keer of 2 keer jou dienste gratis vir iemand aanbied wat dit nodig is en deur so te dien is jy besig om iets van die evangelie te kommunikeer. Gesels as groep sonde oor wat julle saam kan aanpak en hoe julle kan inkoop ook vir die verskillende aktiwiteite wat aangebied word deur Vredelust en Familiekerk en hoe julle so kan serve. En vra dan ook vir mekaar af, hoe deel ons die teldeel van die evangelie, die verteldeel van die evangelie, terwyl ons besig is om te dien, sodat mense kan weet, hierdie is die hart van Jesus vir hulle. Ons bid vir julle in hierdie tyd, dat die Here vir julle 'n unieke openbaring sal gee, van waarvoor julle as huiskerk geroep is. Dat julle werklik sal besef, hoe dringend die evangelie en evangelisasie is vir 'n tyd soos hierdie, en dat julle julle eie roeping vir 'n tyd soos hierdie sal besef. Mag julle geseënd wees. I'm living for the world to see nobody but Jesus.